Goeiedag al die dierbare luisteraars van Radio Joy. Dis weer pastoor Kai Bekes. En baie dankie vir die voorreg wat ek het om met u weer eens te praat vanuit die woord van die Here. Ek dink ons behoort almal te verstaan en te kan insien dat elke dag wat verby is 'n dag nader aan die einde of die dag nader aan die wederkoms van Jesus Christus, waarvan die woord ons 'n belofte maak dat hy weer kom om sy kinders te kom haal. Maar ek wil vandag net vir u, as u my sal toelaat vir 'n paar minute, net 'n prentjie skilder wat ek wil hê moet dit net kan sien, dat jy kan verstaan waarom dit so noodsaaklik is dat mense Jesus moet aanneem as die saligmaker. Dit is my verantwoordelikheid as diensknegt van die Here, evangelis en leraar, om die dinge met soveel mense as moontlik te deel. Jy weet, ek wil net vir 'n prentjie skilder van, ek sien nou vernaamlik met die baie oorstromings op die Facebook blaai, sien jy geweldig reg oor die wêreld, hoe die strome water kom en geweldige verspoelings kom en dis meer. En ek wil u nou vanmôre dat sien, so breë stroom, maar die water is nie water nie, dis mense. Mense wat deur die duiwel tot 'n val gekom het, deur die duiwel verlei is, agter afgode aan en weg van God af. Dis 'n stroom, multimiljoene mense wat in die stroom is, op pad na die ewige verderf toe. En ek gaan hier in die woord van die Here net nou wys, dat baie mense is reeds veroordeel, vernaam die wat Jesus nie aanneem as die saligmaker nie. Maar ek wil hê met die prentjie net sien dat ek was ook daar, almal is daar, en baie was daar, baie is nog steeds in daai magtige stroom, wat op pad is na die ewigheid toe, op pad na die ewige verderf toe, saam met Lucifer, want die ewige verderf is geskep vir hom, en almal wat in hom glo. En toe stuur God sy seun as 'n ankertou op 'n lewenstou, wat hy uitgooi in die geweldige stroom, en sê, elkeen wat hierdie tou gryp, hierdie reddingstou gryp, kan ek uitred uit hierdie verskriklike stroom wat op pad is na die ewige oordeel toe. En elkeen wat daardie reddingstou kan gryp, kan ek red. Dis basies net die prentjie wat ek by u wil probeer oordra. Nou hoor bietjie wat sê die woord van die Here. Ek lees vir u 'n bekende skrif, almal ken die een versie, Romeine 6, Johannes die 3de hoofstuk vers 20. Dan vanaf die 16de vers tot en met die 19de vers. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van sy enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. So hy sê daar in die 18de vers, dat die wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Jy is nog steeds in daai selfde stroom, met multimiljoen mense in, deur die verleiding van die vyand, op pad elke dag nader na die ewige oordeel, en trouwens die woord sê daar in die 18de vers, jy is reeds veroordeel. Die enigste manier om uit daai oordeel uit te kom, om uit daai stroom uit te kom wat op pad is na die ewige oordeel toe, dat is net een manier, en dit is jy moet Jesus aanneem as die verlosser, as God se reddingsplan, die saligmaker wat God stuur. En dit sê Johannes 1, die 12de vers, en ek lees dit vir u voor. Almal wat hom aangeneem het, en hulle het die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hy sê Galasiërs 3:26, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Is die enigste wyse, die enigste manier, hoe ons uit daai geweldige stroom
met die multimiljoen mense in, wat op pad is na die ewigheid sonder God. Die enigste manier om daar uit te kan kom, is nie 'n kerknaam nie, is nie 'n prediker se naam nie, dis nie een of ander snaakse beweging wat jy moet doen, of een of ander afgod se naam nie. Daar's net een wat jou daar uit kan haal, en dit is Jesus Christus, die Seun van God. God het hom gestuur, hy het hom sonde gemaak, sê die woord, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Dis hoekom God hom gestuur het, omdat hy hierdie wêreld, hy sê in die 16de vers van Johannes 3, so lief het God die wêreld gehad. God het jou lief, hy het my lief. God het elke mens lief. En want God wil nie een van die mense verlore moet gaan nie, maar dat almal tot redding moet kom. Maar hy kan net red die wat aan sy reddingsplan glo en daardie tou gryp, daai lewensreddingstou kan aangryp, Jesus Christus. Dis die enigste manier hoe enige iemand uit daai geweldige stroom van mense kom wat op pad is na die ewige oordeel. Daar is nie 'n ander pad nie, daar is nie 'n ander manier nie. En dit is nie of jy geld gee vir die kerk nie. Dis nie oor jou kleredrag nie. Dit gaan nie oor die musiek nie. Jy weet, ek sien in die kerkewêreld het die musiek die hoofartikel geword in 'n diens. As jy mense in die kerk aankom en hou nie van die tipe musiek nie, dan gesoek hy 'n kerk waar die musiek vir hom reg is. En ek wil vandag vir u sê, die kerk gaan nie oor die musiek nie. Die kerk gaan nie oor die voorsangers nie. Die kerk gaan nie oor hoe luid die klankstel is en hoe ver jy dit kan hoor nie. Kerkdienste gaan in eerste plek om die lewende God te aanbid met sange, of dit nou nuwerwetse sange of ouderwetse sange is, dit is nie van toepassing nie. Dit maak nie saak nie. Dit gaan oor, is daar werklik lof en aanbidding vir Here in daardie musiek en daardie sang? En dan die belangrike boodskap, dat die wêreld kan weet, Jesus is die verlosser. Hy is die saligmaker. En as iemand hom nie aanneem nie, jy kan in die NG Kerk wees, jy kan in die Romeinse Katholieke Kerk wees, jy kan in watter kerk wees wat jy wil, 'n Pinksterkerk of waar ook al wees waar jy wil. Maar as jy as 'n mens nie Jesus Christus erken as die plan van God om jou te red uit daai stroom wat op pad is na die veroordeling toe nie, dan wil ek vir jou sê, daar's geen kerknaam, geen leerstelling, geen niks gaan jou red nie. Net Jesus, die Seun van God, gaan jou red as jy hom aanvaar as God se versoeningsoffer. Mense, die dinge is van so uiterste belang om dit oor en oor te vertel, want mens aanvaar al die mense in die dorpe, wat jy loop in die stede, die strate, jy aanvaar maar is Christene. Wat ek nou vandag vir u sê, om 'n Christelike geloof aan te hang, red jou nie. Jy hang net nie die islamitiese geloof aan nie, jy hang nie hindoeïsme aan nie, jy hang nie een of ander godsdienst aan nie, jy hang die Christelike siening aan. Jy sê, nee, ek glo, dis ek die regte een. Maar as jy hom nie persoonlik in jou lewe innooi en sê, Jesus, Seun van God, ek erken u as God se plan om my te red uit die geweldige stroom van mense wat op pad is om te veroordeel te word nie. As jy dit nie gaan doen nie, gaan niks gaan jou red nie. Jy kan R1 miljoen 'n maand by die kerk ingee en predikers sal baie van jou hou. Hoe meer geld jy gee, want dis in 'n groot mate waaroor kerkwese vandag gaan oor kerkgeld om die geboue te onderhou, om die predikers 'n salaris te kan gee en al die werkers daar 'n goeie salaris te kan gee. En die geld word 'n so belangrike faktor geword in die kerkewêreld dat ek is verstout om te sê dat dit amper belangriker geword as die evangelie van Jesus Christus. En ek wil vandag vir u sê, dalk het ek nooit by die geleentheid om dit te praat nie, dalk is dit my laaste keer, ek sal nie weet nie. Ek wil u vandag aanraai, al is jy 'n lidmaat van 'n kerk, en gaan jy elke Sondag kerk doen, vra ek jou, maak seker dat jy uit jou eie woorde, in jou eie tyd gesê het, Jesus Christus, Seun van God, ek aanvaar u as God se reddingsoffer, en God se reddingsplan, om my uit die ewige verderf uit te haal. Want Hebreërs 9 vers 27 sê, almal is bestemd om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. As jy gesterf het,
Soos die boom val, so gaan hy bly lê. Daar's nie 'n kans daarna nie, daar's nie 'n geleentheid daarna nie, daar is nie 'n vagevuur so wat baie dinge baie gelowiges sê nie, daar is nie 'n tweede kans agterna waar jy gered kan word nie. Jy moet om hierdie kant van die graf doen. Of jy Afrikaans praat, of Engels praat, of Xhosa praat, of Zulu praat, ongeag, daar's net een reddingsplan, dit is Jesus Christus, die Seun van God. En ek wil u aanmoedig vandag. Miskien kan jy vir my sê, ag, hoorie, pastoor Kai, ek is nou al 30 jaar gered. Ek is bly en ek is dankbaar dat jy gered is, maak net weer ek eers seker. Sê, Here Jesus, Seun van God, ek wil net vandag seker maak, ek glo u is God se reddingsplan, ek roep u aan in my lewe, ek vra, vergewe my sonde, haal my uit die juk van slawerny van die duiwel uit, haal my uit die stroom van verlorenes uit, trek my uit en red my uit, en sit my voete op die ewige rots. Baie dankie dat ek met u kon praat, en ek is dankbaar dat iemand dit hoor, en dalk sy lewe kan verander vandag, en ek vertrou God daarvoor. Die Here seën u, voorspoedige week vir u. Groete.